In Jerusalem is daar 'n skaappoort ingang en by hierdie ingang is daar 'n bad wat baie bekend was in die antieke wêreld met die naam Bethesda. Jesus het eendag verby hierdie bad gestap en 'n verlamde man sien lê. Hierdie man het al vir 38 jaar daar gelê. Jesus vra net een vraag aan hierdie man. Hy vra vir hom, "Wil jy gesond word?" Waarop hierdie man 'n klomp redes vir Jesus gee. Hy sê, "Ek het nie iemand om my in die water te sit nie en elke keer as ek by die water kom, is iemand voor my reeds in die water." Het jy al vir iemand 'n storie vertel, iets wat regtig in jou lewe aan die gang is, wat jy net nie die simpatie van die persoon af kry wat jy regtig wil hê nie? Ek sit 'n rukkie terug en kuier saam met 'n vriendin van my en sy vertel vir my hoe sy vir 'n lang ruk siek is en weer by die dokter opeindig en die dokter kyk vir haar en sê, "Ek kan nie vir jou medisyne gee nie, jy gaan jou lewe moet uitsorteer." En soos wat ons praat, sê sy vir my, "Kan jy die verwaandheid glo dat die dokter dit vir haar sê?" Maar soos wat ons gesels, kom ek en sy saam agter, dit was presies die woorde wat sy moet hoor. Sy moet haar lewe uitsorteer. Ek dink dis nogal wat daai verlamde man om Jesus gevoel het, met daai een vraag. Dat Jesus hom konfronteer, nie met wat almal anders vir hom moet doen nie, maar wat hy dalk een keer vir homself moet doen. Hierdie is nogal 'n moeilike bewuswording. Soms wil ons net nie laat gaan van die goed wat ons lewe by ons steel nie. Paulus het dit baie keer gesê, hy het gesê, "Ek verstaan myself nie, want ek wil doen wat reg is, maar ek doen net nie wat reg is nie." Maar Jesus het so mooi gesê, "Jy sal weet wat die waarheid is en die waarheid sal jou vrymaak." Ek dink ons nogal oomblikke in ons lewe waar ek en jy vrygemaak moet word, van hoe ons dink en van hoe ons doen, of sommer net van die patrone wat ons elke dag lewe. Daardie dag by Bethesda het Jesus iemand gesien wat eintlik op homself opgegee het. Iemand wat nie meer self wil probeer opstaan nie, hy was vasgevang. En Jesus se reaksie fascineer my, want Jesus roep nie 'n klomp mense nader en probeer laat almal om hierdie man om help nie. Jesus sê vir hierdie man dat hy homself ook moet wil help. Dis nogal Jesus se ding, nê? Hy sien regtig binne in ons. Hy kyk dieper. Hy bring waarheid baie keer in ons lewe as dit super ongemaklik is vir ons om dit te hoor. As Jesus verby jou lewe stap vandag, watse woorde dink jy sal hy vir jou vra? Dit is nogal iets om by stil te staan.